Store is giving a dignified shopping experience to the underprivileged. What I mean by that is Street Store isn't just a clothes drive where we hand out clothes. We invite the underprivileged into a store where they can pick the clothing that they want to wear. Through the use of a massive team of volunteers, we give the underprivileged an opportunity to share their heart and share their story. And we need you to make this day possible. On the 30th of May, Street Store is happening in 2 locations, here at Klipheuwel and here in Boston, a few blocks away from downtown Belleville. We need clothes, not just any clothes, not clothes in bad condition, but wearable clothes that you could give to someone as a blessing. So, would you provide us with any sort of clothes that might be hanging in your closet right now, but isn't being loved the way it should be? And then secondly, we need volunteers to make this day a success. Our volunteers fulfill 5 roles. Number 1, we need ushers. This is what makes Street Store a success. It is walking with a customer through the store and hearing their story, hearing their heart, and helping them find the correct clothing. Number 2, we need store assistants. Now before you switch off when it comes to human contact, don't be afraid. You don't have to be that person that constantly spends time with people. This is all about people. But for that to happen, we need someone to stock the shelves and sort clothing throughout the day. That's what the store assistant does. Number 3, for the last few years, Street Store has done more than just provide clothes. We also provide food for the customers. If you are passionate about making food and serving food, this is for you. Number 4, this is probably one of the most important volunteer positions for the day. We need a prayer team. This is for people that will be praying with customers on the day. If you feel like you have the ability to pray and the confidence to pray for other people, we need you as part of this team. Number 5, for the day to run smoothly, we need security. And it may sound a little rough and tough at first, but we need someone to interact with our customers as they stand in line waiting to get into the store. More than that, we need to keep the flow regular and controlled. If you don't mind being rough and tough, as well as carrying a whole lot of love in your heart, join the security team. Goeienaand. Dankie dat julle die koue trotseer, maar ek moet nogal eintlik sê, dit is ook nie regtig so koud nie. Ek het al 'n paar Pinksters gehad dat ek met 'n jasie gestaan het. Maar baie welkom. Vriende, soos julle gesien het, herinner ons mekaar maar net asseblief aan die Street Store en die belangrikheid daarvan, en ons het hande en goede nodig. Maar dan weet julle ook daarom natuurlik dat julle nie vanaand droeweg gaan huis toe gaan nie, nee. Kom drink asseblief 'n bietjie sop en eet 'n broodjie saam met ons. Hier by Kruiskoffie na afloop van vanaand se diens. En onthou asseblief om in julle harte en in julle gebedslewe ook te bly bid vir ons wintermark en vir ons Malawi uitreik. En dan ook vir al ons siek mense in ons gemeente. Ek weet julle is gejaagd, ek weet julle kom van die huise af, party van die werk af. So ons gaan so 3 stemmingsliedere sing. Lied 505 en dan vonk 1, 2, 3 en dan lekker halleluja. Ek gaan hulle nie aankondig, ek gaan julle sommer so githout aan mekaar laat vloei. Dan sing ons hierdie liedere. Lied 505 het ek het reg vers 1 tot 4, nee? En dan is dit vers 1 en 4 en dan 1, 3 en 5 in die tweede. So reg. Dankie. Kom ons sing lekker saam. Yes.
En hy het ook opgevaar. Genade vir julle van hom wat is, wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die betroubare getuie, die een wat eerst uit die dood opgestaan het en wat heers oor die konings van die aarde. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag vir ewig en altyd. En dit is in sy naam wat ons regtig by mekaar kom vanaand, en ek is so bly, Lana, julle het Rentekraut saamgebring. Ek weet nie, is dit een, net 2, waar is my 3 dogters? Is daar enige van die ander? Hulle moet gou 'n bietjie voorkom sit. Ek gaan gou vir hulle storie vanaand vertel as hulle wil hoor. Hoe was julle dag? Was dit lekker? Lekker by die skool? Het julle al gehoor, kyk, kom ons gou begin. Hoe begin ons elke aan? Ons het gesê, daar is 'n rympie wat ons leer, ons het al Sondag geleer. Ja, sê? Ons moet luister, en ons moet aanhou, want Jesus is by ons. Kom ons wys dit gou weer sê. Ons moet luister, en ons moet aanhou, want Jesus is by ons. Dit is die belangrike deel van hierdie week, né? Dis heeltemal reg. Nou vanaand wil ek vir julle 'n storie vertel van 'n Trojaanse perd. Dis 'n moeilike ding, né? Ek het vir julle gou 'n fotootjie, Tannie gee gou vir ons daar 'n foto van haar. Kyk gou daar's 'n perd. Sien jy, hy's gebou uit hout uit. Nou baie jare terug het die Grieke teen hierdie stad se mense, die pleksnaam was Troje, toe het hulle oorlog gemaak, en hulle het vir 10 jaar lank probeer om by daai stad in te kom, maar hulle kon dit nie reg kry nie. En toe maak die Grieke 'n slim plan, hulle bou daai perd, en hulle sit 'n klomp van hulle eie manne binne in daai perd. Jy sien, hy is so vir hout gebou. En hulle gaan los daai perd voor Troje se hekke. En die hele stad was vol met 'n muur om, Hulle gaan sit daar. En hulle klim in hulle bote en hulle maak of hulle wegvaar. En die ouens van Troje is opgewonde. Hulle dink, "Yes, ons het gewen." En hier los hulle vir ons 'n persent agter. So wat dink julle doen hulle toe met daai perd? Hulle vat daai perd en kyk gou daar die volgende prentjie. Hulle trek hom binne in die stad in. Sien jy hoe groot is hy nou saam met mense? Hulle trek hom daar binne in die stad in. En hulle dans daai aand en hulle vier fees en hulle is verskriklik opgewonde en hulle hou 'n groot partytjie. Kan jy onthou soos nou die aand by die dans? Julle kon nie eens tot die einde hou nie, toe was julle moeg toe julle gaan slaap, né? Nou so was hy ons ook moeg, sommer vroeg aand al. En toe gaan slaap hulle. Nou wat doen daai ouens wat binne in die perd is? Hulle klim toe skelmpies uit. Hulle gemaak die hekke oop. En by daai tyd het die manne op die skepe wat weggemaak het of hulle wegvaar teruggekom en toe kom hulle in die stad en hulle vat die stad vir hulle jag al die ander mense uit. So wat is die lesie wat ons hier leer? Dit is 'n moeilike een, ek kan nie dink julle gaan onthou nie. Die lesie wat ons vanaand wil leer is, soms lyk aan iets mooi van buite lyk, maar van binnekant af is dit nie mooi nie. Nee. Van buitekant af lyk hy mooi, maar binnekant is daar baie moeilikheid. En so sê Jesus vir ons, dit kan partykeer met ons hart gebeur. Mamma kan ons mooi aantrek, 'n ouma, en ons kan mooi glimlag vir mense, maar dan is daar partykeer hier diep in ons hartjies is daar lelike goed aan die gang. Ons is lelik met mekaar, of ons raas onnodig, of ons allerlei ander goeters. En ons moet nie so wees nie. Ons moet, wie is belangrik wat in ons hartjies moet wees? Ja? Jesus moet ons hartjies. Want wat maak Jesus in ons hartjies? Hy gee vir ons liefde. Hy gee vir ons liefde.
En as ons liefde in ons hartjies het, dan tree ons met mekaar op met liefde, né? So, kan ek gehoor, het julle geluister? Ek gaan julle aanhou, want Jesus is binne in ons. Kom ons bid gou saam. Liewe Jesus, ons het vanaand weer gehoor, dat ons moet seker maak, dat U in ons hart is. En dat daar nie allerhande goedes in ons hart moet wees, soos kwaad dinge in lelike gedagtes, in begeertes van ander dinge nie. En dit is nie altyd maklik nie, veral as my maats sulke lekker mooi goeders kry partytjie, maar dat ons sal weet, dis belangriker vir ons, as enigiets anders, dat U in ons hartjies is. Ons is vir U baie lief, mag wat ons sê en doen, dit ook vir die wêreld wys. Amen. Dink julle ons is soet genoeg vir sweeties? Ja? 1 of 2? 2. Dis seker, ek kry op julle. Papas en mamas, julle kan so lank blaai daar na Openbaring 2 toe. Enetjie een is daar sy, julle kan kies net so te lê. Daar sy. Daar sy. Openbaring 2 daar van vers 12 af, voordat ons gaan lees, net so 'n bietjie agtergrond oor die stad van vanaand wat ons gaan lees, is Pergamum. Pergamum, het julle ons al gehoor, is soos Efese en Smyrna van gister, 'n hawe stad gewees. Dit was 'n baie belangrike stad. Die Romeinse setel van daardie hele streek was in Pergamum gevestig. So die belangrikste leiers, Romeinse leiers van die streek, het daar in Pergamum gebly. So baie geld het natuurlik in die stad ingekom. Dit was 'n welvarende stad. Dit was 'n bekende stad. Mense het heerlik daar geleef. Daar was ook 'n wetenskap en kultuur was ook belangrik. Interessante ding van Pergamum is, daar was 'n biblioteek met oor die 200,000 boekrolle. As jy nou dink, 200,000 boeke is baie, onthou nou net gou-gou, as jy nou moet dink aan die Bybel, in Braille, het julle al gesien hoe groot, jy het die hele kamer nodig, net om die boeke in Braille bymekaar te maak, omdat jy 'n bietjie langer skryf. So, verstaan nou net gou-gou, dit was 'n ongelooflike groot plek, vir hulle om hierdie 200,000 boekrolle daar te hê. Die Romeine was redelik verdraagsaam daarteenoor al die mense, omdat daar nou verskillende mense van verskillende kulture daar gebly het, en interessant van Pergamum met hierdie ouens, die Romeine was redelik verdraagsaam, en het enige godsdienst toegelaat met hierdie uitsondering, of nie uitsondering, met hierdie voorwaarde. Jy kon enige godsdienst bedryf in Pergamum, maar jy moes ook die staatsgodsdienst aanhou. So jy het 'n dubbele burgerskap gehad, verstaan jy, daar was nie net een nie. En nou dit was natuurlik vir die Christene 'n probleem. Die Christene kon nie hiermee saamgaan nie, want hulle het gesê, daar is net een God. Hulle kan nie nog voor die keiser ook gaan staan en kniel nie. En dit het toe nou gemaak dat die Christene redelik dan nou vereensaam het, redelik vervolg is, en dat mense hulle begin uitsluit het, want ek bedoel, as jy dan nou net een God mag gaan bid, of net een God aanbid, en nie die staatsgodsdienst is jy nommer 1 nie in nie, en nommer 2, dis 'n gevaar, want die Romeine kan ook anders na jou kyk. En dit het hulle alleen gelaat. En dan gaan julle nou hoor, as ons nou hier gaan lees, dan sê die Here ook, ek ken hierdie plek waar julle bly, daar waar Satan se troon is. En eintlik sê hy vir hulle, ek weet julle kry swaar. So kom ons lees gou net daai gedeelte, hoofstuk 2, van vers 12 af. So
Skrywe vir die leraar van die gemeente in Pergamum. So sê hy wat die skerp swaard met die 2 snykante het. Ek ken die plek waar julle bly, daar waar die troon van Satan is. Tog bly julle aan my naam getrou en julle het nie julle geloof in my afgesweer nie. Selfs nie in die tyd toe Antipas, my getroue getuie, doodgemaak is, daar by julle waar die Satan bly nie. Maar ek het 'n paar dinge teen julle. Julle het mense daar wat die leer van Biliam aanhang. Hy het vir Balak geleer om die volk Israel vir my afvallig te maak, sodat hulle afgodoffervleis geëet en onsedelikheid bedrywe het. So is daar onder julle dan ook mense wat die leer van die Nikolaïte aanhang en dieselfde sondes doen. Bekeer julle nou, anders kom ek gou na julle toe en sal ek daardie mense bestry met die swaard van my mond. Elkeen wat kan hoor, moet luister wat die Gees vir die gemeentes sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek van die verborge manna gee, en daarby sal ek vir hom 'n spierwit klippie gee, met 'n nuwe naam daarop gegraveer, wat niemand anders ken nie, net hy wat dit gekry het. Julle het nou gehoor, die mense in Pergamum het in 'n moeilike wêreld geleef en die druk op hulle moes geweldig groot gewees het. En hulle moes kies, gaan ek by die wêreld inpas of bly ek getrou aan Jesus Christus? En 'n klomp van hulle het getrou aan Jesus gebly. Selfs het julle mos nou gehoor toe dit hom of haar alles gekos het. En nou het ons mos nou al 'n paar keer gehoor, al van vorige Sondag af en gister, onthou nou gou-gou, al 7 die briewe is aan al 7 die gemeentes gestuur, sodat hulle by mekaar kon leer. So ons weet ons nou ook al, dat die Here met ons ook praat, want as hy met die 7 gemeentes gaan vir die volmaakte getal, en daarom is God se briewe aan almal, die hele kerk, ook in jou en my. En in die lig daarvan vra die Here vanaand daardie baie moeilike vraag vir jou en my ook. Die Here sê vir ons, ek ken jou skool, ek ken jou werk, ek ken jou lewe. Wat is jou keuse? Nou, 'n mens wat onder moeilike omstandighede leef of werk, is dikwels geneig om kompromieë aan te gaan. Om 'n bietjie van sy beginsels prys te gee, en ons sê vir mekaar, ag, dit kan mos nie so erg wees nie. Maar Jesus sê, dit mag nie. Want dit is dalk die troon van Satan. En die mense van Pergamum het stadig begin saamgaan met dinge wat nie reg is nie. Want daarom sê Jesus baie ernstig vir hulle, bekeer julle. Want dit gaan nie oor klein dingetjies nie. Dit gaan oor lojaliteit teenoor jou God. Julle weet mos, is soos 'n kraak in 'n damwal. Hy begin bietjies lek en dan op 'n punt dan gee die hele damwal mee. Of soos daai klein leentjie wat 'n ou vertel wat later so groot word dat jy nie meer weet wat het jy gesê en wat het jy nie gesê nie. En hier praat die Here Jesus nie net met een mens of so nie, hy praat met die hele gemeente, want dit gaan nie net oor individue wat sondig nie, maar oor die feit dat die gemeente sulke dinge toelaat in hulle midde en hulle oë toemaak daarvoor. So in sy oë is die hele gemeente skuldig wanneer hulle sonde in hulle midde toelaat en nie daarteen praat nie. So Jesus waarsku dat as hulle nie self optree nie, hy persoonlik sal ingryp. Vriende, vanaand is dalk 'n goeie aand dan nou, juis as ons na hierdie brief luister, dat die mense 'n bietjie gaan selfondersoek doen. En vir jouself vra, waar maak ek verskonings vir verkeerde dinge in my lewe?
Waar probeer ek inpas, eerder as om getrou te wees? Ewald van Rensburg gebruik 'n baie mooi vergelyking. Hy praat van termometers. Hy sê, as jy na 'n termometer kyk, en jy het 'n termometer in jou hand, en dit is hier in die kerkgebou 20 grade, dan gaan die termometer mos vir jou wys, dit is 20 grade. As jy nou uitstap in die konsistorie in, en as die aircon aansit, en hy is nou warmer daar, en jy vat hom hier vandaan af, en daai kamer is 25, dan pas die termometer aan, dan word hy 25 grade. Ekskuus, dan wys hy 25 grade daarby. Met ander woorde, hy sê termometers pas aan by die omgewing. Hy sê, maar teenoor 'n termometer kry jy 'n termostaat. En die verskil van 'n termostaat is, as hy gestel is op 20, en jy vat hom in daar in die 25 grade in, dan maak hy daai plek 20 grade. 'n Termostaat verander hul omgewing. En Jesus sê, ek en jy moet eerder termostate word, as wat ons termometers is. En as ons dit gaan begin regkry, dan maak hy in hierdie gedeelte vir ons beloftes. 'n Paar pragtige beloftes, eintlik net 2 eenvoudiges. En hy beloof vir ons geestelike kos. Hy sê hy sal vir ons sorg, selfs as die wêreld jou uitsluit. Nou, as ek dit nou anders wil beduie, as jy nou in 'n boekwinkel instap, is die 2 beste verkopers in 'n boekwinkel, sê hulle vir my, kookboeke en dieetboeke. Alright? 'n Kookboek vertel vir jou hoe om kos te maak, en 'n dieetboek vertel jou hoe om dit nie te eet nie. Want sê hulle, ons is wat ons eet. Nou, ek bedoel, daarom moet die dominee gereeld vas, en al hoe meer swem, want hy is baie lief vir chocolates, en dan wys sy lyf dit vir julle gou baie mooi. Maar dit is ook van ons geestelike lewe waar, ons is wat ons eet. Jesus is die lewe, en hy weet mense kan niks sonder hom doen nie. En daarom bied hy sy homself aan as ons geestelike manna. En hierdie manna is nie 'n ideaal of 'n idee of 'n beginsel nie. Hierdie manna is 'n persoonlike persoon, Jesus Christus. As jy nou Johannes 6, vers 31 tot 35 gaan lees, dan sê hy is die manna. En so verander hy hoe jy na die lewe kyk, en hoe jy na ander mense kyk, en hulle behandel. Ons is wat ons eet, in ons geestelike lewe. Dit wys. Maar dan sê hy, maak hy 'n tweede belofte ook. En dis nogal 'n mooi ene, en 'n mens, ek weet nie hoeveel van julle verstaan hierdie wit steentjie waarvan hy praat, wat hy vir ons gee. In daardie tyd was daar hierdie gebruik gewees, dat jy vir 'n vriend 'n wit steentjie gee, of 'n wit klippie gee, met 'n letter of jou naam daarop. En daai klippie het jou vriendskap aangeteken. So ons noem dit vriendskapsklippies, wat in die Griekse wêreld aangaan. En dan, soos ek sê, het daai klippie vir jou toegang gegee tot daai persoon se huis. Dit het beteken, as ek Charlie of Pompola se klippie gehad het, dan kan ek enige tyd by hulle gaan eet, en by hulle gaan kuier. Dit is 'n vriendskapsklippie wat vir my uitnooi. En hoe meer klippies ek het, hoe groter status het ek mos uit die aard van die saak. Hoe meer gewilder was ek. En nou sê Jesus, julle wat so uitgesluit word in hierdie wêreld. Julle wat so deur die sosiale omstandighede en sosiale strukture verwerp word. Omdat julle aan my behoort, ek gaan vir julle nuwe vriendskapsklippies gee. Met 'n nuwe naam op, en my naam is daarop. En daar by my is alles in oorvloed.
Jesus sê vir jou en my, as die wêreld vir jou so 'n bietjie snaaks kyk aan een kant gooi, moenie worry nie, jy's welkom by my. Jy behoort aan my. Wanneer die wêreld vir ons sê, omdat julle nie wil saamgaan nie, en julle nie meer hier behoort nie, en vriende, dit word al hoe meer waar. Want sê Jesus, jy het plek aan my tafel. Ons het twee maniere om te kyk na vanaand. Ons kan in die een plek kyk en sê, waar is die dae toe die kerk in Pinkster vol was? En ons kan daardeur eintlik vir onsself op die skouer klop en sê, ons is oulik, ons is dan hier. Of ons gaan weer vir mekaar in die oë moet kyk en vir ons sê, dank Vader, ons is meer as 12. As ons 'n verskil wil begin maak, sodat die wêreld kan hoor en kan sien ons is syne. Mense wat Afrikaans praat, is nie meer noodwendig mense van ons God nie. Daar's al hoe meer sendelinge wat die roeping kry om onder die Afrikaans sprekende mense van Suid-Afrika te kom werk, en dan kom hulle uit ander lande uit. En dan klink dit vir my nog op my oor baie vreemd en baie snaaks. Dis die waarheid, vriende. En dit begin by ons wat baie kere begin kompromieë maak. Is nie so ergie? Is nie so ergie? As ek nou moes wees vanaand, as ek nou op 'n stadium nogal lus gewees om die kindermoment vir die kinders te sê, hier's 'n pak chocolates en hier's 'n Bybel, wat gaan julle kies? Ek dink nie dis vir kinders noodwendig altyd te begin. 'n eerlike en 'n goeie, maar weet julle, ons is nou weer besig om ons pad te vind Malawi toe. En in Malawi het ek dit in my lewe beleef, dat ons die eerste jaar wat ons soontoe gegaan het om net Bybels uit te deel, dat as gevolg van 'n vashouery by Beitbrug het ons op ons een bestemming 'n dag en 'n half laat gekom. So in plaas daarvan het ons die maandag daar, wat ons afspraak was, die middagse opdaag, daag ons toe eers die woensdagoggend daar op. Net 5 Bybels. 5 Bybels. En ons het nou maar gehoop, as ons nou daar aankom, dat ons dan ergens 'n dominee of iets sal kry vir wie ons nou die 5 Bybels kan gee, want waar nou, ons is die afspraak mis. Toe ons daar kom, toe sit die kerk gepak. Sit die mense sing. Het die dominee en die ouderlinge al begin kos aandra van die vorige maandag af, om vir die mense kos te gee, want hulle het geweier om te loop voordat hulle 5 Bybels wat die Here hulle beloof het, nie by hulle afgelaai word nie. En dan vra ek vir myself, in ons westerse kultuur, sou ons enigsins soveel moeite gedoen het vir God se woord of iets van hom? En dis in essensie wat die Here vir die mense van Pergamum en ons vra. Wie kies ons? En as dit stil word vanaand in ons lewens, vra die Here vir ons, in my vriendskappe wat ek het, probeer ek inpas ten opsigte van my geloof, of praat ek wat ek glo? In my werk, in my skool, bly ek stil oor wat reg is? Of sal ek sê? En in my vermaak, wat kies ek? Dinge wat lekker is, of dinge wat my nader aan Jesus bring? Ons kan ook 'n bietjie negatief, 'n bietjie kyk, want onthou, ons moet ons bely voor die Here. En kom ons gaan soek vanaand 'n plek waar jy kompromieë maak, en gaan bely dit voor God, en sê, Here, hier is dit. En bring dit vandag na Jesus toe in gebed. En dan kies jy om doelbewus anders te gaan leef. Ek wil begin klaarmaak. 'n Smokkelaar het eendag vir 'n rivierbootkaptein
gevra, hy moet vir hom goeder smokkel teen die rivier op. En die kaptein sê toe vir hom nee. En so het hierdie smokkelaar aangehou, en later aan toe bied hy vir hom 'n groot klomp geld aan, waarop die kaptein toe sy geweer uithaal en vir hom sê, klim af van my boot af, jy kom nou te naby aan my prys. Dis 'n keuse. Heiligheid sê vir die wêreld, ons het nie 'n prys nie. Want ons bly loyaal aan Jesus. Die wêreld sê pas in, wees soos almal. Jesus vra, wees getrou. Want wat is die belofte van Openbaring wat ons geleer het? Kyk, hy kom gou weer met die wolke. So daarom, vriende, as dit soms so bietjie swaar gaan met ons, lees net gou hierdie sinnetjie of 2 saam. Moenie fokus op wat ek en jy verloor in die wêreld het. Kom ons fokus op wat Jesus vir ons gee. Want dit is baie meer werd as enige iets wat die wêreld vir ons ooit kan gee. En hoe word elke brief afgesluit? Wie ore het, laat hom hoor wat die Gees sê, en volhard, want Jesus regeer. En daarom Jesus, U wat koning is oor die wêreld, oor die heelal en oor ons lewens. Dankie dat as U vir ons so bietjie teregwys, U dit met liefde doen, en U dit nie met dreigemente en lelike dreigemente doen nie, maar dat U dit in liefde doen, en vir ons ook wys, dis die moeite werd om U kind te wees. Help dat ons meer en meer sal word, wat U wil hê ons moet wees. Dat ons dit so lekker vir mense sal maak, in U naam, dat hulle meer van U wil leer. Here, U begin elke keer wanneer ons 'n erediens begin, deur vir ons te sê, genade vir julle. En genade beteken dat U kies om ons sondaar mense te gebruik, dat U kies om ons sondes te vergewe, gratis en verniet. En daardie keuse wat U maak, gee in ons harte vrede. Ons ontdek Jesus glimlag oor my, want hy sien nie my verlede nie, hy sien my toekoms, en hy sien my potensiaal. En daarom, Here Jesus, wees asseblief met ons, dat wanneer ons in 'n wêreld wat al hoe meer wil verwêrelds en minder Christelik is, dat ons sal volhou. En daarom wil ek ook dankie sê, dat ons vanaand dan nou juis ook, ons wat gekies het om vanaand hier te wees, heerlik kan gaan sop en broodjies eet, en saam met mekaar kan verkeer, in die wete, Here, dat U vir ons beloof het, U sal vir ons al die geestelike voedsel gee wat ons nodig het, en U gee vir ons U vriendskapsklippie, wat vir ewig hou, wat niemand van ons af kan wegneem. En so, Here, terwyl ons dit het, wil ons ook vir U vra dat U vir ons sal help, dat elke gelowige sy en haar gawes waarmee U ons geseën het sal gebruik tot uitbreiding van die koninkryk van U. U koninkryk. Ek wil pleit, Here, dat U ons en alle ander gemeentes van alle ander kerke sal bewaar teen die vreemde leringe wat ook al hoe meer in die moderne tyd via die internet en die goeders na ons toe kom. Here, gee vir ons 'n onderskeidingsvermoë
om te kan onderskei wat reg en verkeerd is. En daarom bid ek, Here, vir ons, nie net vir ons kerk nie, maar ook vir ons skole, waar ons kinders groot en klein opgevoed word. Ek wil bid vir ons onderwysers, en ek wil bid vir elke geïnspireerde jong mens, hulle wat vanaand hier is, en ook hulle wat nie vanaand hier kan wees nie. Wil U vir hulle bewus maak hoe lief U hulle het, en hoe U nodig U hulle het. Wil U beloftes vir hulle ook 'n realiteit maak. En dan, Here, bly ons harte uitgaan na ons familie en vriende en medegelowiges, wat in die vloedgebiede in ons land verskriklik swaar kry nou. Mense wat soveel verloor het. Ek het geen begrip daarvoor nie, Here, ek kan maar net by U pleit. U ken dit, want U was mens. Ons het gister gehoor, U het maar 5 kledingstukke besit, as aardse besitting. U het alles opgeoffer vir ons. So U weet wat dit is om niks te hê nie, maar mag daardie mense tog U nabyheid tasbaar beleef. Dankie dat ons so vir mekaar kan bid. Ons wil weer sê, Here, ons is vir U baie lief, mag wat ons sê en doen, dit vir die wêreld wys. Amen. Nie nou nie, asseblief. Ons gaan nou eers 'n stukkie sing, en dan gaan ons, asseblief, waar is Gertrude nou? O, hier is dit. Ons praat gou na die tyd, en dan kan ons heel waarskynlik môre aand 'n kansie gee vir jou. OK. Goed, lied 489, waar ek Christen staan in die geloof. Dit is 'n mooi lied, ons sing daarvan, ek kan nou nie onthou wat se vers nie. 1 en 2, dis reg. Soos uitstap na ons sop en brood en in die res van die wêreld toe, dan bid ek dat God wat vrede gee, tussen ons en hom gemaak het, die vrede tussen ons en hom gemaak het, julle lewe geheel en al vir hom op sy sal sit. Mag hy julle met alles binne in julle oppas, tot op daardie dag,
dat ons Here Jesus Christus weerkom. Mag hy julle op 'n dag silwerskoon voor God laat staan, sonder 'n spikkeltjie sonde in julle lewe. Hy wat julle roep, is getrou en sal dit doen.